Ek groet vir jou in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Baie hartlik welkom liewe vriende by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ons is in hierdie week besig met 'n tema wat handel oor aan die voete van Jesus en hoe ek en jy moet stil word aan sy voete om na sy stem te luister en sy wil vir ons lewe te ontdek. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Voordat ons vanmôre saam lees uit die woord van die Here, kom ons word eers saam stil voor hom. Dierbare Here, in hierdie pragtige oggend is ons so dankbaar vir die voorreg om hierdie dag in U naam te begin. Ons prys U en loof U en aanbid U as ons Here, ons God en Koning. Wil U ons harte open vanmôre vir U woord? Wil U vir ons 'n boodskap gee wat ons sal bemoedig, sal opbou in die geloof en sal bekragtig, sodat ons as U kinders in hierdie wêreld kan lewe. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Vriende, kom ons lees vanmôre saam woorde van Dawid wat hy vir ons geskryf het in Psalm 37. Ons lees vers 1 tot 5 en vers 7. Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie. Want soos gras vergaan hulle gou, en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor, en vertrou op hom, hy sal sorg. Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van skelms nie. Liewe vriende, ek en jy moet weet dat ons lewe in ooreenstemming met die Here se woord moet wees. As ons wil weet wat die wil van die Here van ons lewe is, dan moet ons gaan stil word by die voete van ons Heiland, Jesus Christus. En hy praat met ons deur sy woord. God is 'n God wat sy hart aan ons wil kom bekend maak, sodat ons sy wil te kenne kan kom. Hy wil hê dat jy volgens sy wil moet lewe. En hier in hierdie pragtige psalm vanmôre, kom Dawid en gee vir ons kosbare waarhede oor wat ek en jy as Christene behoort te doen. Hy kom en skryf hier dat ons nie moet ontstel oor al die skelms van hierdie wêreld nie. Ja, daar's baie goddelose mense en ongelowige mense en skelms in hierdie wêreld wat baie skade veroorsaak in mense se lewens. Maar ek en jy moet ons nie daaroor ontstel nie. Wat moet ons eerder doen? Dawid sê, vertrou liewer op die Here en doen jy wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. En nou kan jy dalk vanmôre vra, maar hoe gaan ek dit regkry? Waar gaan ek die krag kry om dit te kan doen? En dan kom Dawid en sê in vers 7, jy moet in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die lewe of die voorspoedige lewe van goddelose mense nie. In stilte moet ek en jy by die voete van Jesus kom sit. Ons moet hom vertrou met alles wat in ons is. Ons moet gaan doen wat goed is, wat hy vir ons leer. En dan weet ons, gaan hy ook ons gebede verhoor. Ons moet ons nie ontstel oor 'n goddelose wêreld en oor alles wat verkeerd loop in hierdie wêreld nie. Elkeen sal voor die regterstoel van Christus verskyn. Ek en jy moet net seker maak dat ons lewens in lyn met sy woord is elke dag. In stilte en vertroue moet ek en jy by die voete van Jesus gaan sit. En ons moet hom vra vir leiding, vir antwoorde en vir krag. Dan sal ons staande bly en sal ons kan doen wat hy van ons vra. Kom ons gaan doen hierdie woorde vandag, wat Dawid vir ons kom leer het in Psalm 37
en laat ons lewens Jesus elke dag verheerlik. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie dat ons vanmôre wonderlik bekragtig en toegerus is vanuit U woord. Dankie dat U ons Vader is, wat vir ons wil kom leer hoe om te lewe en wat U wil is vir ons lewe. Bevestig vandag U woord in ons harte en laat ons met ons hele hart en met ons hele lewe op Jesus alleen vertrou, sodat ons lewens U kan verheerlik. Seën vir ons hierdie mooi dag, lei, behoed en bewaar ons en gee vir ons krag, Here, om altyd te kan stil word by die voete van Jesus en hom met ons hele wese te vertrou. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Vriende, baie dankie, 'n geseënde dag vir u.